1 Petrus 3 vers 7 sê dat as die verhouding tussen man en vrou nie is soos God bedoel het dit moet wees nie, ons gaan sukkel met gebed. Daar gaan goed wees wat ons hinder as ons bid. Sonde maak dit dus baie moeilik om te kan bid. In Jesaja 59 vers 1 tot 4 hoor ons dat die Here graag ons gebede wil verhoor, maar dit nie kan doen as ons sonde tussen hom en ons staan nie. Ons kan nie bid as ons, soos Jesaja 59 vers 4 sê, swanger van die kwaad is nie. Daar mag dae in ons lewe kom wat ons gaan voel, ons kan glad nie bid nie. Ons bid teen die dak vas en die Here hoor ons nie. Die probleem lê nie by God nie, maar by ons eie sonde. As ons sondige, verkeerde gedagtes en dade in ons lewe toelaat, moet ons verstaan dat ons nie Christus volg nie, maar die duiwel. Daardie sondige, verkeerde gedagtes en dade moet afgelê en aan die Here bely word. Ons moet opnuut verlossing in Christus aanvaar en 'n nuwe pad saam met hom begin loop. Ek kan nie vir die verkeerde span wil speel deur Satan te volg en dan verwag dat die Here my gebede moet verhoor nie. As ek kies om met my rug na Christus te leef, gaan ek sukkel om te bid. Christus het jou so lief dat hy sy lewe vir jou gegee het, sodat jy met God in 'n verhouding kan leef. As jy dink oor waarmee jou kop elke dag vol is, volg jy Christus. Sê jou gedagtes en dit wat jy doen, nie dalk dat jy vir die verkeerde span leef nie. Is jou probleem met gebed, nie dalk dat jy kies om in sonde te leef nie.